Goeiedag geliefdes, vandag is ons by die laaste oordenking van hierdie week. Nou as ons terugkyk oor die afgelope paar dae, sien ons duidelik hoe Paulus vir ons 'n prentjie geskilder het. Hy het in die begin vir ons gesê dat elkeen van ons moet verantwoordelikheid neem vir ons eie lewens, ons eie geloofswandel voor God, hoe ons moet net reg wandel vir God. Dan kom sê vir ons, dit lyk 'n sekere manier. Eerste ding het hy vir ons gewys dat ek en jy moet elke dag saad saai. Ons moenie moeg word om goed te doen nie. Ons moet elke geleentheid aangryp wat God oor ons pad bring en ons moet veral die huisgesin van God lief hê. Nou as jy al hierdie gedagtes saamvat, hierdie riglyne wat Paulus vir ons kom skets van 'n volwasse verantwoordelike geloofslewe, dan kom ons by een eenvoudige gevolgtrekking. 'n Volwasse geloof leef met oop oë. Ek wil dit weer sê, 'n volwasse geloofslewe lewe met oop oë. Ek dink dit is wat vir my die meeste tref wanneer ek na Jesus se lewe kyk. Jesus was nooit te besig vir mense nie. Wanneer almal anders die skare gesien het, hè. Wat het Jesus anders gedoen? Hy het dikwels die individu raak gesien. Ek dink weer aan ou Saggeus daar in die boom. Hy stap verby op pad om te bedien, groot werk te doen en dan stop hy by Saggeus. Hy het die blinde Bartimeus langs die pad raak gesien en by hom stil gestaan, vir hom tyd gegee, vir hom aandag gegee. Wat van daai vrou wat so stil in sy kleed kom raak het, uit desperaatheid het in sy kleed geraak en hy stop hierdie hele beweging net om te draai en haar te bedien. Die kindertjies wat hier gesê het, moet hulle nie verhinder om by my uit te kom nie, want die disippels so maklik wou afjak en wegjaag. Laaste voorbeeld, wat vir my so treffend is Jesus wat aan die kruis hang, en terwyl hy daar met sy laaste is, op sy laaste oomblik, en dan kyk hy na Johannes, en dan sê hy, kyk na my ma. So geliefde, wat sien ons raak? Jesus het dikwels ander mense raak gesien. Nee, hoeveel mense glimlag vriendelik, maar sien hulle nie raak wanneer hulle swaar dra nie. Hulle glimlag, hulle lyk fyn, maar eintlik is hulle nie okay nie. Mense wat sê dit gaan goed, maar eintlik binne hoop hulle regtig iemand sal stil staan en sê, hoe gaan dit regtig met jou? Môre as ons as 'n gemeente saam nadink oor hierdie eenvoudige maar diep uitdaging, ons reeks tema vir hierdie week en Sondag is kyk mekaar raak, en dan wil ek jou uitdaag, het gaan nie net oor hoe kyk ons mekaar raak op 'n Sondag nie, maar hoe kyk ons mekaar elke dag raak, want ek dink ons onderskat soms hoe kragtig dit is om regtig gesien te word, om te voel ek behoort, om te voel iemand sien my werklik raak. Ek onthou iets wat die bekende skrywer en rabbi, dalk het jy dit al self raak gelees, maar Abraham Joshua Heschel, hy het eenmaal gesê hierdie, when I was young, I admired clever people. Now that I'm old, I admire kind people. Ek dink daar's baie waarheid en wysheid in hierdie stelling, nee. Mense onthou dalk nie altyd wat ons gesê het nie. En ek kan julle sê, mense gaan verseker die preke onthou nie. Hulle onthou dalk vir 'n kort rukkie kan hulle preek onthou, maar mense, hulle onthou altyd eerste wat ons gedoen het. Hoe hulle gevoel het en hoe ons hulle hanteer het. Nee, wanneer mense voel ek word mooi hanteer, mense is teenoor my kind, hulle is mooi teenoor my. Dan is dit wanneer mense sê, hoor hierso, ek voel geliefd, ek voel ek behoort. Nou, geliefde, ek wil jou aanmoedig, as jy deel is van Beleef, en dalk daar by jou plaaslike gemeente, maar as jy deel is van Beleef gemeente, wil ek graag hê dat dit vir jou ingesteldheid sal raak, waar jy kan sê, hier ken ek nie net die mense om my se name nie, maar hier ken ek ander mense se name. Hier is mense vir wie ek omgee, vir wie ek lief is, waar jy iemand sal wees, wat sal agterkom as iemand anderste nie opdaag vir 'n diens nie, en hulle is weg, en jy reik uit, en jy sien mense raak. Hoe kry ons die goeders reg? Dis een gesprek op 'n slag, dis een gebed op 'n slag, dis een koppie koffie op 'n slag, dis net waar ons besluit, ons stap in met oop oë, want ek gaan vandag iemand raak sien, en daai ek gaan iemand raak sien gedagte beginne vloei dan uit oor na ander mense toe, en hoe ons dan beginne as 'n gemeente regtig tasbaar die liefde van Jesus beginne uitleef. Nou geliefde, ek wil jou uitdaag om hierdie gebed te bid. Dit is 'n gebed wat ek gaan voorberei het, en ek gaan vra dat Maurice dit vir ons op die skerm sit, en dat jy dit nou saam met my kan lees, want dit is die gebed wat ek jou gaan uitdaag om te bid, voordat jy kerk toe kom, môre, en nie net môre nie, elke keer as jy kom, wil ek jy moet jy hierdie gebed bid. Kyk gou-gou, Here, maak my oë oop, wys my die mense wat U wil hê ek moet raak sien. Help my om nie net 'n deelnemer aan 'n erediens te wees nie, maar 'n deelnemer aan dit wat U in mense se lewens wil doen. Nou geliefde, ek hoop hierdie gebed is iets wat jy meer gereeld sal bid. Ek hoop dit sal vir jou roer as jy opstaan in die oggend
voor 'n Sondag of miskien Saterdag aand voordat jy gaan slaap en jy sê Here, ek wil hierdie gebed bid want ek wil môre opdaag en ek wil ander mense raak sien. Ek wil nie net 'n deelnemer, ek wil nie net iemand wees wat net ontvang nie, maar ek wil iemand wees wat deelneem en ook uitgee. Nou, ek sien so ongelooflik uit om julle môre saam te hê in ons dienste. Ek hoop regtig as jy naby is, dis by 35 Phantom Straat in Alberton, of jy kan hier inskakel op hierdie platform. Maar as jy nooit kan inskakel by Beleef nie en jy sien jouself as deel van Beleef gemeente, want jy bly dalk baie ver. Ek weet as van julle is oor see in Namibië en Kaapstad en so aan. Maar ek wil jou aanmoedig. Bid dan saam met ons dat ons as 'n gemeente daar waar ons plaaslik by mekaar kom, 'n gemeente sal wees wat ander mense raak sien. Ek hoop regtig dat die res van hierdie Saterdag gaan weer besonder wees. Dink aan daai gebed wat ons gebid het. Gaan ook terug in die oordeenking, gaan lees hom weer, bid hom weer, maak dit jou deel. Here, maak my oë oop en wys my die mense wie U wil hê ek moet raak sien. Ek hoop die res van jou Saterdag is fenomenaal. Ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.